Goeiedag Elde familie, baie hartlik welkom by die uitsending van ons erediens. Op die oomblik is ons in die ritme om ons eredienste vooraf op te neem, die boodskappe en dit dan op ons YouTube kanaal te sit. Wanneer ons geslaag het daarin dat ons lewendige uitsendings goed werk, gaan ons ook vir u daarvan kennis gee sodat u ook daarby kan inskakel in die toekoms. Vandag is ons opening uit Psalm 8 en kom ons word vir 'n oomblik stil as ons na hierdie deel van die Bybel luister. As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan u 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat u aan hom dink, die mensekind dat u na hom omsien? Genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Voordat ons met die Bybel besig raak, kom ons word vir 'n oomblik stil. Ons tema vandag is God bou ons karakter. En die gedeelte wat ons uit die Bybel daaroor wil lees, kom uit Romeine 8 vers 28 en 29. Hierdie Romeine teks is 'n baie bekende teks in die Bybel en ek dink baie gelowiges oor die eeue daarby aanklank gevind en is daardeur bemoedig. Hierdie teks sê: ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Ek hoor in die wandelgange in ons dag, in hierdie tyd van die coronavirus, en ons is nou weer op vlak 3, en terwyl ek hier opneem, oorweeg die regering om dit nog verder na verdere vlakke toe op te skuif, dat mense sê maar, die baie bekende psalm in die Bybel, Psalm 23, die Here is my herder, en ek kom niks kort nie, is in ons dag 'n moeilike ding om te sê. Dit is vir mense so moeilik om dit nog te kan bely. En dis 'n vraag, nee, of kan ek en jy nog dit van hom sê? Is ons ervaring dat die Here vir ons sorg en dat hy ons herder is en dat ons sy skape is? En dit bring ons dan by ons tema. En die punt wat die Bybel ons toe wil vat vandag, is om vir ons te sê, maar karakter en karakterbou is baie belangriker as net tydelike welsyn, tydelike welvaart in ons lewens. Maar ons as mense is so geneig om maar te leef vir die tydelike, om korttermyn denke te hê en korttermyn te dink oor ons lewens. En daarom moet ons vir mekaar sê dat God 'n doel het met elke probleem wat hy oor ons pad stuur. En ek en jy moet vandag dalk 'n bietjie daaroor nadink vanuit hierdie teks, wat hierdie teks eintlik impliseer vir jou en my lewe en ons nadenke oor alles wat met ons gebeur. En of ons nog steeds kan sê, die Here is my herder en ek kom niks kort nie. Die Here waarsku ons natuurlik op baie plekke in die Bybel, ons het dit van tevore met mekaar ook gedeel, dat ons paai op aarde nie noodwendig maklik gaan wees nie. Dit gaan in 'n sekere sin, hierdie oortuiging wat ons uit die Bybel moet kry, gaan lynreg teen ons grein in. Hierdie deel van die Bybelse boodskap, dat dit nie altyd met jou en met my, God se kinders op hierdie wêreld, sal goed gaan nie, en dat ons maar ons deel sal hê van moeilikheid en probleme en tekort.
Dit is eintlik 'n deel van die boodskap van die Bybel wat baie lynreg teenoor ons natuurlike aanvoeling en ons natuurlike gesindheid in die wêreld gaan. Want in 'n baie groot mate moet ons maar sê, meeste mense kom goed reg sonder God. En dis maar baie keer eers wanneer die moeilikheid aan ons deurklop, en dan ook daardie tipe moeilikheid wat ek en jy nie dink ons kan self uitsorteer nie, dat ons regtig by hom gaan aanklop vir hulp. En dan is die bedoeling ook daarvan dat ons moet van hierdie moeilikheid bevry en ons daarvan moet verlos. Maar die Here waarsku ons op baie plekke in die Bybel daaroor. In Johannes 16, wanneer hy in sy afskeidsgesprekke met sy disippels besig is, dan maak hy dit ook vir hulle daar baie duidelik as hy sê, in die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. In hom het ons die oorwinning, maar in die tyd waarin ons leef en in onsself, is ons nog binne in die stryd, wat ons elke dag moet stry. Maar nou is die Bybel se groot boodskap, en dis 'n wonderlike boodskap, dis eintlik 'n troostboodskap vir jou en my, as ons mooi daaroor dink. Dis amper, of dit 'n mens bietjie uitdaag, om te sê, maar ek moet eintlik nie oor my probleme dink. God gebruik probleme om ons nader aan hom te bring. Dis hoe hy ons trek na hom toe. Wanneer C.S. Lewis hieroor dink en hy hieroor skryf, en dan sê hy, 'n moeilikheid in ons lewens, probleme wat ons pad kruis, is God se groot megafoon, waarmee hy na ons roep, waarmee hy na die mensdom roep. En God is daarmee besig. Ons probleme, ons moeilikheid wat ons het in ons lewe, dit dwing ons om vir God op te soek en by hom 'n raad te kry. Dit dwing ons om te bid. Nee, die ou spreekwoord wat sê, nood leer bid. Meeste mense sukkel om te bid, hulle het 'n gebedslewe waaroor hulle nie baie goed voel nie, eintlik baie sleg voel, hulle voel baie skuldig daaroor, maar wanneer die nood jou pad kruis, dan is dit asof al daardie dinge wat jou terughou om te bid, skielik wegval, en kom die gebede sommer net van nature na vore en op uit ons harte. Hierdie teks wat ons gelees het vandag, hierdie Romeine 8 vers 28 en 29, is dalk ook baie bekend, maar dalk ook van die mees misverstaande tekste in die Bybel. Hierdie teks wil nie vir ons sê dat dit alles met ons sal gaan soos ons dit wil hê nie, want die teks sê ons daar in die begin. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Baie mense verstaan dit en interpreteer dit, dat as dit sou bedoel, dat op die ou end ons sal kry wat ons wil hê nie. En dan is hierdie wat ons wil hê, kom dit op, maar uit ons gewoonlik kom dit uit ons menslike hart, né? Dit wat ons sien ons sal gelukkig maak, en dit wat ons graag sou wou hê. Soos om die lotto te wen dalk. Dit wil ook nie sê dat alles op aarde altyd 'n gelukkige einde het nie. Mens moet net na die wêreld rondom jou kyk, dan sien jy hoeveel ongelukkigheid daar in die wêreld is, hoeveel pyn en ellende daar is, hoeveel ongelukke gebeur, dinge wat nie moet gebeur nie, dinge wat nie moet wees nie. Daar's 'n hele rits wat 'n mens sou kon opnoem. Dink maar vir jouself wat ons in die koerante lees elke dag. Want die Bybel sê ons leef in 'n vervalle wêreld. Ons leef in die ou wêreld. En hierdie ou wêreld dra al die tekens en al die simptome van iets wat besig is om verby te gaan. Dit is amper soos wanneer 'n mens oud word en jou liggaam word baie oud, dan het jou liggaam nie meer die vermoë om al die organe en al die stelsels in jou liggaam in stand te hou nie. En tree daar verval in. En is dit baie keer nie aangenaam om aan 'n baie ou liggaam, naby aan 'n ou liggaam te kom nie, want dit lyk nie goed nie en dit ruik nie lekker nie. Dit is eintlik waarin die posisie van die wêreld hom bevind. Ons leef in 'n ou wêreld wat besig is om plek te maak vir 'n nuwe wêreld wat moet kom. En daarom is die ou wêreld vol siektes en vol moeilikheid.
En wag ons eintlik met verlange, sien ons met hartstog uit na God se nuwe wêreld. En daarom is dit so eintlik onverklaarbaar en 'n mens kan dit nie verstaan in baie opsigte van onsself nie, dat ons as 'n mensdom so wil vaskleef aan hierdie ou wêreld. Miskien is dit omdat ons nie regtig glo dat die wêreld regtig aan die verbygaan is nie. Dat ons eintlik in die laaste stuiptrekkings dalk leef. Wie weet dat ons dalk daar leef waar die wêreld aan sy einde gekom het of baie naby daaraan. Maar kom ons kyk dan na hierdie teks. Kom ons haal dit so 'n bietjie uitmekaar uit wat ons gelees het. Die teks begin met die woorde ons weet. En wat 'n gebelydenis is dit nie eintlik nie. Ons weet, sê Paulus. Ons glo, ons is oortuig. Ons het hierdie vaste wete en oortuiging in ons. Hy praat met mense wat hy aanneem 'n Bybelse lewens- en wêreldsbeskouing het. Hy sê ons weet hoe ons behoort te dink oor hierdie dinge wat oor ons paaie kom, né? Die moeilikheid in ons lewens. Maar ons weet ook uit die Bybel dat God volkome in beheer is en dat hy in beheer bly van alles wat gebeur. Niks is toevallig nie. Ons is nie aan die noodlot uitgelewer nie. Dinge gebeur nie willekeurig nie. God bly in beheer. En hy het ons lief, sê die Bybel. En die groot tekens van sy liefde sit daar in die geskiedenis en dit kan nie ongedaan gemaak word nie. Hy het dit klaar gedoen, hy het dit klaar bewys. En ons moet daaraan vashou. Ons weet dit mos. Ons weet mos dat alles in God se hand is en dat niks buitekant sy wil om kan gebeur nie. En daarom, as 'n mens dit nie weet nie, dan wil jy skarrel, dan wil jy gebedsgroepe bymekaar trek. Dan wil jy ook sommer ongelowiges by dit betrek om te sê help en bid saam met ons. Maar ons weet dat God in beheer is. Dan die volgende gedeelte sê dat God laat meewerk. God het 'n meesterplan, sê die Bybel, met ons totale lewe, met alles wat in die skepping gebeur. Soos ons nou nog gesê het, dinge gebeur nie op hulle eie nie. En wanneer dit vir 'n mens voel of jou lewe uitmekaar val, of daar net te veel dinge verkeerd loop en jy wil moed verloor, moet jy weet dat agter al die gebeure wat in die wêreld aan die gang is daar ook 'n meesterplan. En dis God wat die touwtjies trek. En in 'n sekere sin is mense wat dink hulle is in magsposisies en hulle is die besluitnemers, is hulle maar eintlik in 'n sekere sin ook maar marionette. En God trek die touwtjies. En hy maak geen foute nie. Ja, ons maak foute. Ons verstaan nie, maar God is nie in daardie situasie nie. Hy sê ook hier in Paulus in hierdie teks, hy laat alles meewerk. Al die goeie dinge wat gebeur, weet ons, in ons lewens, al die vreugde, al die dinge wat vir ons betekenis en sin in hierdie lewe gee, kom van God af. Maar ook al ons foute, al ons sondes, al die seerkry wat daar in jou en my lewe is, die rampe wat oor ons pad kom, waar ons, die dinge wat baie naby is en baie belangrik vir ons is, wanneer ons daarmee sukkel, ons verhoudings, né? Dinge soos egskeiding. En natuurlik op die ou einde ook die hele ding, die hele saak van die dood. Het die dood nie in ons dag baie naby aan ons gekom nie. Dis net asof die dood baie meer oor jou en my skouer loer in die dag waarin ons lewe. Ons het meeste van families in Suid-Afrika het seker al in hierdie tyd naby of ver mense afgestaan aan die dood. Die dood is so 'n groot werklikheid. Ek dink ons moet op 'n stadium 'n bietjie met mekaar saampraat en laat ons nie dink ook oor die dood. Maar die Bybelse boodskap is, en dis deel van hierdie ons weet, is dat God daarin spesialiseer om uit die moeilikheid en uit hierdie rampe en ellende wat oor ons pad kom, dat hy ook die goeie daaruit kan laat voortkom. En natuurlik 'n uitstaande voorbeeld in die Bybel daarvoor is Golgotha en wat daar gebeur het. Die goed wat uit Golgotha
gevloei het. As Paulus hierso die woord meewerk gebruik, dan sê hy hierdie ding van, ons moet nooit dink dat die dinge wat in jou en my lewe gebeur apart van mekaar staan en dat dit onafhanklike goed is wat net eenvoudig gebeur nie. Nee, onder beheer van God is hy besig om dit te bestuur, hy voeg dit saam, hy laat dit toe, laat dit ten goeie vir jou en my sal uitwerk. Dis soos wanneer mense koek bak, het iemand gesê, as jy die individuele bestanddele van die koek sou vat, die sout en die meel en die olie en jy sê dit wou proe, dan sal dit dalk op hulle eie nie lekker proe nie, maar as mens alles bymekaar sit saam met die eiers en die suiker en jy bak het, dan is die uiteindelike produk daarvan, dis die koek en dis heerlik om te eet. So alles werk mee na die doel toe wat God daarvoor het. En sy doel is dat dit ten goeie sal wees. Die woorde ten goeie wil dan ook nie vir ons sê dat alles goed is nie. En dat alles wat op hierdie aarde gebeur is goed nie. Onthou die bose is ook daar. En daar is baie slegte dinge wat gebeur. En wat in 'n sekere sin deur God toegelaat word, maar wat ons nie kan van ons kant af veral sien hoe dit inpas in 'n groter en 'n beter plan vir ons lewens nie. Ek dink 'n Bybelse voorbeeld is as mens na die stamboom van die Here Jesus kyk, dan sê die evangelies vir ons van 4 vrouens wat genoem word in sy stamboom. Daar is Tamar, Ragab, Rut en Batseba. Tamar het by haar skoonpa swanger geword. Ragab, weet ons, was 'n prostituut. Rut was nie eers 'n Joodse vrou nie, sy was 'n Moabitiese vrou wat haar land en haar mense verlaat het en met 'n Joodse man getroud. Daarmee sy die wet oortree, haar eie wet van haar mense en ook die Joodse wet. Batseba, weet u, het oorspel saam met Dawid gepleeg en dit het gelei tot die dood van haar man. Nie goeie mense nie, noodwendig. Nie mense wat ons sou sê, maar ons het bewondering van hulle nie. Hulle sit in die stamboom van die Here Jesus. Maar hy stam van hulle af uit die slegte kom die goeie tevoorskyn. Dis hoe God werk. En dit is baie belangrik vir jou en my dat ons moet besef dat die Here 'n groter doel het. Dat hy altyd 'n groter doel het, maar van waar ons sit kan ons nie altyd die legkaart gedeeltes in mekaar inskuif en op mekaar pak nie. Maar dan sluit Paulus hierdie gedeelte aan die einde van hierdie sin sê hy, al hierdie dinge geld dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Hierdie is 'n baie belangrike kwalifikasie wat ons moet verstaan. Dis nie vir alle mense wat hierdie teks bedoel is nie. Hierdie woorde wat hier gesê word is vir God se kinders bedoel. Dit laat my nou dink ook, as u my sou toelaat om so 'n bietjie op 'n afdraaipad te beland aan Psalm 91 se boodskap. Psalm 91 is mos 'n Psalm wat so 'n bietjie aan sy hare gegryp word in ons tyd en dit word oral rondgegooi en bygesleep, kry mens die idee, veral op die sosiale media. En dit wil gebruik word, mense stel voor, dit moet gebruik word as 'n tipe van 'n towerspreek wat ons kan gebruik om oor ander mense en oor ons eie lewens uit te spreek. En dan gaan die Here ons beskerm, maak nie saak wat nie, dan gaan ons nie siek word nie, ons gaan nie doodgaan nie, en ook nie ons geliefdes nie. Maar dit is nie so eenvoudig nie. Ek dink almal wat Psalm 91 aanhaal en wil gebruik, moet net weer mooi gaan lees ook. Want hierdie selfde ding wat hier staan, hier in Romeine 8, staan ook daar in vers 14. Of wie is daai Psalm van toepassing? Gaan lees net weer vers 14 daar. En ons moet mooi dink oor wat daar staan. Maar dit vir 'n ander keer. En dan sluit Paulus af en hy sê, hierdie, alles wat God laat ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet, en hy het hulle ook bestem. Daar is 'n bestemming waarna toe ek en jy op pad is, liewer medegelowige. Ons moet daarmee erns maak. Hierdie bestemming, sê hy, is om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. Ons almal is bestem om soos Jesus te lyk, om gelykvormig te word aan sy beeld, om die mense te word wat ons behoort te wees
in navolging van hom. Hy is die uitnemende voorbeeld daarvan. En alles, wil Paulus hier sê, en dit is die boodskap, die oorkoepelende boodskap van hierdie verse, is dat alles, letterlik al die goeie dinge in jou lewe, en al die slegte dinge wat met jou ook en met my gebeur, op die ouend sal God alles ten goeie laat meewerk, tot daardie doel wat hy vir ons het. En sy doel is hierdie bestemming wat hy vir ons geskep het, dat ons Christus gelykvormig moet word. So alles werk ten goeie mee tot daardie doel. Dis wat die betekenis is. Nie alles werk ten goeie mee, beteken enigiets wat ek wil hê sal ek kry nie. Dit is 'n verkeerde verstaan. God bou karakter. Dis waarmee hy besig is. God is soos daardie, aan die een kant seker daardie juwelierskunstenaar wat die juweliersware maak, wat smelt en aan mekaar sit en skuur en vorm en vryf. Maar partykeer moet God ook as gevolg van jou en my soos die beeldhouer wees. Wanneer die beeldhouer na sy stof toe gaan waarmee hy wil werk, dan staan hierdie ontsettende harde granietblok hier voor hom. En moet hy 'n hamer en 'n bytel uithaal om aan daardie granietblok vorm te gee. En dis eintlik wat die Bybelse boodskap hieroor is. God sal doen wat nodig is. Want hy roep ons om navolgers van Christus te wees. En daarom moet ek en jy dan 'n ander houding eintlik inslaan oor die probleme waarmee ons sit. Ook die groot probleme wat ons almal deel in Suid-Afrika vandag en in die wêreld. En voeg daarby nog saam jou eie persoonlike probleme, jou eie persoonlike omstandighede. Elke probleem wat ons pad kruis is 'n geleentheid. Dis 'n geleentheid om te groei in jou karakter. Dis wat die Bybel vir ons sê. En hoe moeiliker die probleem is, hoe groter is die potensiaal vir geestelike groei wat dit vir ons gee. Daarom sê Paulus daar in Romeine 5, ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof. Hoor jy wat sê Paulus? Hy sê ons is bly. Ons is bly oor swaar kry, want ons weet waarna toe dit ons vat. Dit is besig om ons te skaaf en te skuur en te bytel na die vorm, na die bestemming wat God vir ons geskep het. En wat in hierdie proses baie belangrik, dink ek, is, liewe broer en suster, liewe medegelowige, is dat wat uiterlik met ons gebeur minder belangrik is as wat in hierdie dae, in hierdie tyd van ons lewe innerlik met jou en my gebeur. Dit is so belangrik dat ons moet verstaan, en ek dink ons as mense is so geneig om te skarrel en planne te maak oor die uiterlike dinge wat verkeerd loop. En dit maak sin, dit is menslik. Maar ons moet altyd onthou, daar is 'n innerlike dimensie wat eintlik belangriker is. So as ek en jy ons werk verloor, dan onmiddellik gaan ons dink, hoe gaan ek my inkomste vervang? Waar kan ek ander werk kry? En dit is reg, ons moet dit doen. Maar wat doen ek innerlik met daai situasie waarin ek gekom het? Waartoe beweeg dit my? Wat 'n vrug is daarvan in my lewe daarna? Want God is besig om aan jou en my karakter te bou. Dis wat hy elke dag doen. En ons moet dit onthou, hy is besig om ons te vorm vir die nuwe wêreld. Ons het nou nog gesê, dis die ou wêreld wat besig is om uit te loop, aan die einde van sy bestaan te kom, om gereed te maak om oor te gaan na die nuwe wêreld toe. Ek en jy word in ons karakters voorberei vir die nuwe wêreld. God gaan nie eendag, wanneer ons in hiernamaals kom, in 'n oomblik vir ons nuwe karakter gee nie. Hy is nou al klaar besig om ons voor te berei, om ons karakters gereed te kry vir sy nuwe wêreld. Petrus in 1 Petrus 1 sê, selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word. God is soos 'n silversmid. Hy is besig om jou en my te suiwer. Hy is ons besig om al dit wat nie reg is nie, dit wat nie pas nie, uit ons lewens, uit ons karakters uit te werk.
Iemand het vir 'n silversmid gevra, hoe weet jy wanneer die silwer suiwer is? En toe was die silversmid se antwoord gewees, wanneer ek my weerkaatsing in die silwer sien. Die Here wil ook sy weerkaatsing in jou en my lewe sien. In Hebreërs 5 staan daar, dat die Here, deur alles wat hy gelei het, geleer het wat gehoorsaamheid is, en dat hy toe volmaaktheid bereik het. Ek en jy moet verstaan dat, as dit met die Here gebeur het, dat hy op hierdie lewensreis, hierdie geestelike reis moes gaan, waar hy self, deur alles wat met hom gebeur het, moes leer, wat die pad vir hom is. Hoekom sal die Here, die Vader, dit vir jou en my spaar? Ons, in meer as een opsig, weerkaats ons in die lewe van die Here Jesus. Alles wat goed is, wat met hom gebeur het, dit kan ons in weerkaats, en dit ook in ons eie lewens sien, maar ook ongelukkig, alles wat sleg is wat met hom gebeur het. So ons sal alles wat met hom gebeur het, ook met hom deel. Al die verwerping, die eensaamheid, die vervolging wat hy verduur het. Ons sal alles wat in sy lewe verkeerd geloop het, op 'n manier ook, gaan dit waar word van jou en my in ons lewens. Paulus sê in Romeine 8, net bietjie vorentoe, vroeër as wat ons gelees het, sê hy, ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus, en aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Maar eers die lyding, dan die heerlikheid. Die deelname aan die lyding wat ek en jy nou, dit is juist die waarborg, dat ons ook sal deel hê aan sy heerlikheid. En kom ons sluit af, dan is die vraag wat eintlik na ons kant toe, hoe gaan ons reageer? Hoe gaan ons reageer as ons in 'n situasie, soos ek aan die begin gesê het, waar ons sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie, maar dit voel vir my, ek kan dit nie sê nie. Dit is nie op die oomblik vir my moontlik om dit te bely nie, as gevolg van die situasie waarin ons bevind. Ons kan kies hoe ons wil reageer. En die Bybelse aanbeveling is, kom ons reageer soos die Here Jesus op sy lyding gereageer het. Kom ons weet, God het 'n goeie plan. En God se plan word gedryf deur liefde, nie wraak nie. God is nie besig om jou en my te straf nie. Die straf word, sê die Bybel, weggeberg vir die oordeelsdag. God is besig om jou en my te tugtig, as dit dan vir ons voel, ons kry swaar. Hoekom doen hy dit? Want hy wil ons karakters bou. Dit is sy liefde wat hom dit laat doen. Hy wil nie hê dat enige mens verlore moet gaan nie, maar dat almal in hom sal glo. So hy doen dit nie net met jou en my nie, hy doen ook dit met die hele wêreld. Is hy besig om te werk. Ons moet verstaan, dit is wat aan die gang is. Dit is wat op die oomblik met ons gebeur. En nou kan ons versê daarteen. Ons kan sê, ek bied teestand, ek ontken dit. Ek gaan kruip weg. Ek wil nie sien wat gebeur en ek wil nie daarmee saamwerk nie. Dit is die ergste situasie waarin 'n mens kan beland, want dan beteken dit, al die moeilikheid wat jy in jou lewe het, al die sleg, al die pyn, al die ellende, bereik nie 'n goeie doel nie. Op die ouend het dit nie 'n goeie vrug in jou lewe nie, omdat jy nie wil saamwerk met God nie. Daarom sou ek sê, die tweede ding wat ons kan doen, as ons net wil sê, ons weet, eerste ding is, ons weet, God het 'n goeie plan. Die tweede ding is, verheug jou, en wees dankbaar. Wees dankbaar, sê die Bybel, in alle omstandighede. Nie as gevolg van alle omstandighede nie. Vir alle omstandighede. Daar's baie omstandighede waaraan 'n mens kan kom, waar jy sê, maar ek het geen behaag hierin nie. Dis nie vir my lekker nie. Dan sê die Bybel, wees dankbaar in daardie omstandighede. Omdat jy weet, dit vorm deel van God se groot plan vir jou lewe. So, liewe medegelowige, wat is dit? Vat 'n tydjie wanneer ons hier klaar is en word stil en sê, maar wat is die groot dinge waarmee God in my lewe aan die gang
is, waarmee is hy besig? Wat wil hy vir my sê? Nee. Wees dankbaar. Die Bybel sê, wees bly in die Here, nie wees bly, punt nie. Wees bly oor jou omstandighede, en wees bly oor wat met jou gebeur. Nee, dat is baie goed waaroor ons wil huil. Hy sê, wees bly in die Here, omdat hy weet waarmee hy besig is, hoekom hy dit toelaat. En dan die laaste ding, moet nooit tou opgooi nie. Karakterbou is so 'n stadige ding. Dis moeite, dit vra geduld, dit vra dat ek en jy sal wag op die Here en op die krag wat hy vir ons moet gee. En gelukkig, hy doen dit, hy gee dit. En die Bybel het ook ons daardie versekering dat niemand bokant sy vermoë beproef word nie. Die Here weet waar ek en jy is. Hy ken ons omstandighede, hy ken ons binnewêreld, ken hy baie goed. As jy nie tou opgooi nie, dan beweeg jy saam met hom op sy pad. En dan gaan jy baie meer gebede bid waarin jy gaan sê, Here, wat moet ek hieruit leer? Jy gaan nie vir hom vra in die gebed waarom ek nie. Jy gaan sê, leer my wat u vir my wil leer deur hierdie gebeure wat oor my pad gekom het. Jy gaan jou onderwerp aan hom. En deur dit alles bou hy jou karakter. Kom ons laat die Here toe om met ons te werk. Kom ons sien elke ding as komende vanuit sy hand. Kom ons help mekaar daarin. Kom ons vra hom om te onderskei en ons vra vir hom om ons te bewaar van die bose. Amen. Ons bid weer saam. Here, ons dankie vir u woord. Ons dankie dat ons kan probeer om ook hierdie teks hier in Romeine 8 wat u vir ons gegee het, om dit reg te verstaan. Dankie dat dit so is, dat u alles ten goeie laat meewerk vir die wat u liefhet, die wat volgens u besluit geroep is. En dankie dat u ook vir ons 'n bestemming het. Help ons om te buig onder daardie bestemming in. Want ons het baie keer ons eie paaie wat ons wil loop, en ons eie bestemmings waarna ons streef. Gee in hierdie dae in ons daardie vaste wete dat ons aan u behoort, en dat u ons lief het, en dat alles wat u toelaat in ons lewens deur u liefde gedryf word. Dankie daarvoor, dankie vir daardie wete, en laat ook daardie wete in ons groei en in ons toeneem, ons geloof. Ons bid dit, en ons bid ook daarmee saam, Here, verlos ons asseblief van die bose. Gee ons die onderskeidingsvermoë om te weet wanneer hy aan die werk is. Gee ons die krag om hom teë te staan, al die versoekings wat oor ons pad kom. Dankie vir u groote genade. Dankie dat ons weet u is met ons op pad. Word verheerlik as ons as u kinders inval by u plan en meewerk daaraan. Amen.